Goeiemôre. Soos altyd is dit vir my 'n massiewe voorreg om saam met julle vanoggend tyd te spandeer. My naam is Anneke, vir die wat my nie ken nie. Ek dink daar's dalk min. Ek het in 2006 as 'n ou skamele tiener hier ingesuiker, daar by Fusion gekuier so bietjie. En ja, dis 18 jaar later en hier is ons nog steeds. En dis my huis en dis vir my absoluut lekker om hier by julle te kuier. Ek het die ongelooflike voorreg ook gehad om vir 7 jaar voltyds hier by die span te bedien. En toe sê die Here, "Right, baie dankie, is tyd nou vir iets nuuts." En nou het hy vir my 'n klasie met 5-jariges en nou is ek juffrou en my bediening is bietjie meer gekonsentreerd en dit is 'n absolute fees om steeds op 'n groter manier deel te wees van hierdie gemeente. So die afgelope baie lang jare is ek elke dag net hier. Ek dink my kar sal al self hiernatoe ry as ek hom net los, want dit is waar ek is, bo of onder, hier is ek. Julle, wat 'n nag. Op 'n stadium was ons al 4 in een bed. Ek en my man en my 2 seuns, want die weer het nie vir hulle gewerk nie. Die enetjie was bietjie soos, cool, ysreën, kom ons gaan speel buite. Nee. Die ander een was in trane, want dis te hard en dit is net te bad. En later was die kat ook daar. So wat 'n nag. En ek het amper vanoggend met Kersvader oorbelletjies gekom, want dit is wat Anton vir my uitgekies het, my 4-jarige, en ek het toe maar so skelm dit net geruil vir iets meer gepas, vir hierdie oggend. So wat ook al jou nag vir jou gebring het, en wat ook al die oggend vir jou gebring het, en die naweek, en miskien die week wat verby is dit regtig my gebed dat ons dit een kant toe kan skuif, vir 'n paar minute, en dit kan parkeer, en net kan hoor wat dit is wat die Here wil sê. Nie wat ek wil sê, ek as mens nie, maar wat die Here vir ons vanoggend wil sê. En voor ons aangaan, miskien, ek het nou gepraat van my seuns, maar my man sit ook daar, my favorite weirdo, is ook daar in die crowd. So hy is ook altyd hier om my te support, en hy hoor altyd my idees, maar hy sê altyd vir my, hy wil nie die hele ding voor die tyd hoor nie. So, hy gaan dit ook nou 'n paar vir die eerste keer hoor. Kom ons bid gou saam en dan skop ons af. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om as gelowiges by mekaar te kom, Here, broers en susters en mense wat honger is om te kom meer hoor van U, Here. Vanoggend vra my een seentjie vir my, hoekom is hierdie tannie by die kerk? Ek sê, want sy wil ook meer leer van Jesus. En Here, dit is ons begeerte, en kom maak oop ons harte, kom maak oop ons ore, dat ons vanoggend sal hoor wat dit is wat U vir ons wil sê, Here, en stuur ons dan ook weer van hier af, om dit te gaan oordra vir iemand, want ons kan dit eenvoudig net nie vir onsself hou nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Het ek net gou hier so my iPad oopmaak. Dan sê ek doen maar nog die papier ding, ek vertrou nie lekker die elektronika nie. Ons is in 'n reeks met die naam Sê Weer, en die konteks rondom dit is dat Jesus soms, hy het verseker goed kwyt geraak in die woord, wat ons baie keer sê, askies, sê gou weer, baie keer antwoord my seuns my ook met iets, dan sê ek, askies, het mamma nou mooi gehoor, wat het ons gesê, maar dit is wat Jesus ook baie keer in die woord doen, en Lentrou het ons afgeskop, en hy het gesê in Matteus 10 vers 34, waar Jesus sê, ek het nie aarde toe gekom om vrede te bring nie. Sê weer, eers dan nou die prins van vrede, U gee vrede wat verstand te bowe gaan, maar as jy op hierdie aarde God kies, en Jesus kies, gaan daar nie altyd vrede wees nie, want daar gaan mense wees wat dit nie kies nie, en ons moet net aanhou die pad volg. Stefan het verlede week gepraat oor Lukas 14, waar Jesus sê, as jy nie jou familie haat nie, kan jy nie my kind wees nie. Jy's dis sterk. Die Bybel praat dan oral van eer jou moeder en jou vader, hê jou man en jou vrou lief soos jouself, jou kinders. So wat beteken hierdie? Hoe kan Jesus dit sê? En Stefan het vir ons so mooi deur dit geguide en gesê, maar dit gaan oor dat God, Jesus, wil die eerste plek in jou lewe hê. Jy moet al die ander goed kan haat, sodat God eerste kan wees. En dit is wat God met daai stelling bedoel. As jy bietjie meer oor daai 2 weke wil weet, dit is online, gaan kyk op ons Facebook page, as jy daai goedjies dalk wil opcatch. Nou ek het ook vandag 'n stelling, maar voor ons daar kom, ek weet dis nou winter, maar
in die somer, wie van julle hou van swem? Jy trek die kossie aan, jy gaan swem, hare is onder die water. Nou ek is nou daai mens wat sê, ja, ek wil graag swem, want ek kry warm, maar ek is nie lus vir nat word nie. Regtig, vra vir Driekus, regtig. Ek sit telke male met die ou voetjies net oor die rand, want ek het nie nou lus vir die mission om nat te word nie. Regtig. Daai uitklim in die wind, nee, ek sal net op die kant sit, dis fyn. Ek moet sê, kinders verander dit. Jy duik in saam met hulle. Of toeskouers by 'n sport. Gisteraand kyk ons rugby, en die seuns het baie om te sê. Go, tackle hom. Mamma, daar val die oom, tackle hom. En hoeveel keer kyk ons nie ook 'n sport hier van die kantlyn af, en ons het baie te sê. Veral nou met die cricket T20 World Cup, ek was teleurgesteld. Ek het 2 nagte 2:30 opgestaan, om dit te kyk, net om oor die laaste hekkie te val. Maar toe staan er weer baie mense wat baie goed is om te sê, van die kantlyn af. 'n backseat driver. Julle ken daai een. Of jy is een, of jy het een. Ek en Driekus is ook redelik, ons meng ook redelik wie bestuur wanneer, en dan sal hy vir my sê, maar hoekom ry jy nie daai kant? Sê ek, maar ek bestuur. Of ek sal vir hom vra, maar hoekom gaan jy nou, ek bestuur? So, baie keer is ons 'n ou backseat driver, né? Ons sit langs aan of ons sit agter, maar ons het baie te sê oor wat nou hier moet gebeur, maar ons neem nie deel nie. Ons is net hier op ons plekkie, op 'n afstand. Ons wil baie sê, maar ons neem nie deel nie. En dit het my laat dink aan ons lewe met Christus. 'n Lewe wat toegewyd is aan Jesus kan nie van die kantlyn af gebeur nie. Ons kan nie op die kant sit, 'n stoeltjie warm maak en sê, "Joe!" Maar ons is nie in dit nie. Jy's of in dit, of jy is nie. 'n Verhouding met Christus is nie 'n passiewe toeskouersport. Ek sit, ek is gemaklik, en nou kyk ek hoe word die game gespeel nie. Christendom, 'n verhouding, 'n regte verhouding met God, is 'n aktiewe deelname aan dit wat Christus vir ons kom doen het. Ons kan nie bekostig om van die kantlyn af te staan en klomp raad en opinies en opmerkings te maak, maar ons is nie in die game nie. Lenrou het ons kom herinner dat daar nie altyd vrede gaan wees op aarde wanneer ons Jesus kies nie. En ek is seker elkeen van ons wat hier sit het dit al beleef. Stefan het ons herinner dat dit ons gaan kos as ons Jesus volg. En ek wil vir jou, vir myself en vir jou vanoggend herinner dat Christendom, 'n verhouding met God, 'n verhouding met Jesus en dit wat hy vir ons kan doen het, gaan van jou vra dat jy jou hande moet vuil maak. You got to get your hands dirty. Ek het nou eendag vir my klasie toe maak ek vir hulle gekleurde macaroni. Nie vra nie. Ek het gekleurde macaroni gemaak. En ek het besef, daar's nie 'n manier hoe ek hierdie proses gaan voltooi sonder dat my hande vol kleur sal raak nie. It is what it is. En ek gaan nou vir die res van die dag met sulke handjies rondloop, maar dis ook okay. Maar ek moes commit tot die proses, anders het hulle nie daai gehad nie. You've got to get your hands dirty. En dis waar ek vanoggend met julle wil gesels. En ek wil eerstens begin met Romeine 1. En ek gaan vir julle 'n hele gedeelte lees. Daar gaan net een gedeelte gehighlight word agter op die skerm, maar ek wil vir julle 'n hele stukkie lees. So ek gaan hom lees en dan gaan ons in hom ingaan. So bear with me. Romeine 1 vers 18. Van sy hemelse woonplek af maak God sy straf bekend oor die mense wat goddeloosheid en ongeregtigheid bedryf en so die waarheid onderdruk. In hulle harte het hulle immers 'n duidelike besef van God, want God het dit aan hulle bekend gemaak. Want hulle kan sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy hande werk waarneem. Daarom kan hulle self nie verontskuldig nie. Ja, hulle het 'n godsbesef gehad, maar tog het hulle hom nie as God geëer of aan hom dankbaarheid betoon nie. Inteendeel, hulle het vir hulle self allerlei belaglike voorstellings oor 'n godheid begin maak en hulle verdwaasde harte het heeltemal toegeslaan. Alhoewel hulle daarop aanspraak maak dat hulle danig slim is,
het hulle in werklikheid heeltemal in dwaasheid verval. In so 'n mate dat hulle die verering van die onsterflike God met afgode vervang het wat sterflike mense en voëls en diere en slange uitbeeld. Hulle het immer so ver gegaan om die ware kennis van God te verkwansel vir die leuen en God se handewerk te vereer en te dien in plaas van die Skepper self. Die God wat vir ewig geprys behoort te word. So. Dit skryf Paulus in sy brief vir die Romeine. Onthou, dit is nou nadat Jesus gesterf het. Nadat hy aan die kruis gesterf het en nadat hierdie versoeningsdaad plaasgevind het, kom Paulus op 'n plek waar hy steeds sien daar's mense wat so leef. Hulle het hierdie besef, maar hulle eer hom nie vir dit wat hom toekom nie. Ek het hier 'n paar notas gemaak, die verse 18 tot 23 beklemtoon die opsetlike natuur van die menslike rebellie teen God en die onderdrukking van die waarheid en gevolglik die onvermyde skuld waarin ons onsself bevind het. 3 keer in verse 19 tot verse 20 bevestig Paulus dat God homself wel bekend gemaak het in ons skepping rondom ons. En 3 keer in verse 19, 21 en 32 bevestig Paulus weer dat die mensdom God ken en hom wel ervaar. Hulle sien dit in alles rondom hulle, maar ongelukkig, en dit sê hy 4 keer, het die mensdom hierdie kennis verruil vir 'n counterfeit, vir daai afgode, belaglike afgode skryf hy. So hier is die bewustheid van hierdie Skepper, maar ons kies om dit te onderdruk en ons maak vir onsself counterfeit. Die Engelse woord werk het pas net vir my beter, is meer kragtig. In 15 verse in hierdie gedeelte van Romeine 1 praat Paulus 12 keer van die manifestasie en die kenbaarheid van God se krag en goddelike natuur. 12 keer in 15 verse noem hy dit. Daar's so 'n mooi Engelse woord, God is knowable. Hy's kenbaar in sy skepping rondom ons. Ons kan sy krag sien, ons kan sy goddelikheid sien in sy natuur, maar ongelukkig kies die mensdom om hom nie te eer daarvoor nie. En om hom nie dankbaarheid te bewys nie. Ek lees 'n commentary oor hierdie brief aan Romeine en hulle sê die probleem is nie die gebrek aan kennis nie, maar die mislukking om hom te herken vir dit wat hy gedoen het. Engels sê dit so mooi, hy sê the problem is not the lack of knowledge, but is the lack of the acknowledgement of what he did. Want die heeltyd onderdruk ons daar, laat my dink aan 'n Jack in a Box wat die heeltyd so probeer toedruk. Die heeltyd onderdruk ons dit. Ons onderdruk die waarheid, ons laat na om hom te eer vir dit wat hy vir ons gedoen het, en om hom te aanbid in gehoorsaamheid. En dit is wat Paulus daar, as jy daai stukkie bietjie gaan, daai sekt, is dit waar hy skryf, die mensdom wat eintlik sukkel om hierdie, ons is bewus, ons te godsbewustheid, ons is op Facebook 'n Christen, maar is ons nie besig om die waarheid te onderdruk nie, neem ons actually deel, gee ons aan God die eer wat hom toekom, lewe ons in 'n verhouding met hom, wys ons om daai dankbaarheid wat hom toekom, vir dit wat hy gedoen het. So dit wil ek amper vergelyk met mense wat op die kantlyn is, ons is bewus van die spel voor ons, ons neem deel van hier af, maar ons is nie bereid om ons hande vuil te maak om ook in te klim en daai game te speel nie. Hoe beweeg ons van die kantlyn af? Hoe beweeg ons van 'n passiewe toeskouer van 'n godsbewustheid af na 'n lewegewende verhouding met God? Hoe maak ons daai transisie? Ek wil nie meer op die kantlyn sit nie. En dank die Here, daar's soveel biljoene mense in die wêreld wat klaar gekies het, ek wil nie op die kantlyn sit nie, maar ek dink, dis 'n daaglikse ding wat jy jouself moet gaan nie vandag op die kantlyn sit nie, ek gaan nie vandag op die kantlyn sit nie.
Hoe kom ons in die game? Hoe maak ons ons hande vuil? En hoe beweeg ons van al hierdie tydelike dinge af, wat 'n mens op die kantlyn beleef, na die ewigheidswaarde toe, wat net Jesus vir ons kan gee? En die hartseer ding vir my is dat Paulus nodig het om hierdie te skryf, nadat soveel mense klaar Jesus se wonderwerke gesien het. Hulle het alles beleef. Hy het gesterf aan die kruis. En steeds is daar mense wat hulle self in so 'n posisie bevind, waar hulle is bewus van hom, maar hulle is nie bereid om in te klim saam met hom nie. Dis lekkerder en gemakliker van die kantlyn af. Die antwoord oor hoe ons van die kantlyn afkom, en hoe ons in die game inkom, en hoe ons hande vuil maak, en hoe ons van passief na aktief beweeg, is Jesus. Dis die antwoord. Is Jesus, en dit wat hy kom doen het. Hy sê self so. Dis nie ek wat oulik is nie. Hy sê self, hy is die antwoord. En dit bring my by vandag se sê weer stelling in Johannes 6. Ek gaan hom vir julle lees. Ons gaan hom 'n bietjie aan hom kou. En dan gaan ek vir julle net die konteks rondom dit lees, waar hierdie stelling vandaan kom, want ons hom nie net so koud uithaal nie. Hy sê in Johannes 6 vers 53 sê Jesus het toe teenoor hulle reageer. Ek verseker julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie deel aan die lewe nie. Wow, sê gou weer, Here. Liggaam eet, dis bietjie kannibalisties, né? Dis bietjie, ek het gehou van die naam van maak jou hande vuil ook daarbey. Dit is net so bietjie by mekaar gekom. As jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy nie deel aan my lewe nie. Konteks. Voordat Jesus hierdie sê, het hy sopas die 5000 mense kos gegee, né, met brood en visse. Hulle agtervolg hom. Hulle is nou soos 'n mob. Hulle soek hom, hierdie ou wat nou vir ons kos gegee het, ons moet hom kry. En hulle het 'n gesprek met die Here, met Jesus, en hulle sê, hy sê hierso, ek verseker julle soek my op, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Dit sê hy nou vir die skare mense wat hy nou net gevoed het. Julle moenie werk vir die kos wat vergaan nie, maar vir die blywende kos wat lei tot die ewige lewe. Hulle het toe vir hom gesê, wat moet ons doen om God se wil uit te voer? Ek is nou hier rond by 27 vers 27, 28, nog steeds in Johannes 6, net so 'n bietjie voor hierdie ongelooflike stelling. Hy sê, nou sê hulle vir hom, ons voorvaders het tog manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, brood uit die hemel het hy aan hulle gegee om te eet. So hulle wil nou hierdie vergelyking tref tussen ons voorvaders het manna uit die hemel uitgekry, ons soek nou ook so iets. Jesus het hulle daarop geantwoord, ek verseker julle, dit is nie Moses wat aan julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar my Vader. En dit is hy wat nou aan julle die ware brood uit die hemel gee. Jesus voorspel sy dood. Die brood van God is hy wat uit die hemel kom en aan die mensheid lewe gee. En Jesus sê in vers 35, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie op my vertrou, sal nooit weer dors kry nie. En so gaan die gesprek aan, en Jesus begin in die ding by hulle tuis bring, van ja, julle voorvaders het brood uit manna uit die hemel uitgekry, maar tog het hulle ook weer gesterf. Maar die brood wat die Vader nou vir julle uit die hemel uitstuur, gaan jou nooit weer laat honger word nie. Jy gaan nooit weer dors word nie, maar ek dink nie hulle besef nog lekker iets him standing in front of them. Vers 47, ek verseker julle, wie aanhou glo het reeds die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorvaders het in die woestyn manna geëet en tog gesterf. Hierdie is die brood wat uit die hemel gekom het, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie. Ek is die brood wat lewe gee, wat uit die hemel gekom het. As iemand hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. En die brood wat ek beskikbaar sal stel, is my liggaam.
Dit doen ek ter wille daarvan dat die wêreld kan lewe. En toe het hulle onder mekaar begin stry. Hoe kan hierdie man sy liggaam aan ons gee om te eet? Wat 'n belaglike stelling maak hy? En dit is waar Jesus sê, hy sê, kom ons, let's take it up a notch. Hy sê, okay, ek het nou dit in mooi vir julle verduidelik, maar steeds is daar onmin onder julle. Kom ek sê dit gou plain weg vir julle. Ek verseker julle, as julle nie van die liggaam van die seun van die mens eet nie en nie sy bloed drink nie, het julle nie deel aan die lewe nie. So hy stel dit vir hulle mooi, hy verduidelik die prentjie, daar's steeds 'n gemor onder mekaar en hy sê soos, okay, let's cut to the chase. As jy nie van my vlees eet nie, as jy nie van my bloed drink nie, het jy nie deel aan die lewe nie. Shock value. Dis hektiek. Dis verskriklik. In vers 52 is hulle ongemaklik, hulle is bietjie offended, en in 53 sê Jesus het, okay, I'm gonna up a notch, ek gaan dit sê soos dit is. Eet my vlees. Okay, bietjie weird. Maar hy gaan 'n stap verder en hy sê, drink my bloed. En dis daar waar hulle wiele afval. Kan ek vir jou vertel hoekom? As ek jou kan terugvat na Levitikus 17, en hierdie was net vir my, wow. Hier sê Jesus vir hulle, drink my bloed. Maar hulle is geleer dat hulle dit nie mag doen nie. Kom ons lees in Levitikus 17 vers 10. Ek sal teen enige Israeliet of vreemdeling wat onder julle woon draai, wat op enige manier bloed drink, eet of drink. Ek sal so 'n persoon uit die gemeenskap verwyder, want die lewe van enige dier is in sy bloed. Ek het vir julle die bloed gegee om daarmee versoening te doen vir julle sondes. Bloed verteenwoordig lewe. En dit bring versoening. Dit is waarom ek vir die Israeliete gesê het, julle en die vreemdelinge wat tussen julle woon mag nooit bloed eet of drink nie. 'n Israeliet of 'n vreemdeling wat tussen julle woon, wat gaan jag en 'n dier of 'n voël doodmaak, wat geëet mag word, moet dit eers laat uitbloei en die bloed met grond toemaak. So hulle kom uit 'n konteks uit waar dit onaanvaarbaar is om hierdie bloed te drink as sou hulle gaan jag, want die lewe van die dier is in daai bloed. En hier kom Jesus en hy sê, drink my bloed. Want ek wil vir jou my lewe gee. Hoe incredible is dit? Hy weet wat hulle gehoor het. Maar hy kom en hy sê, maar drink van my bloed, want my lewe is daarin. Ek wil dit vir jou gee. En dis hoekom dit dalk kras mag klink. Jesus is die een wat lewe gee. Hierdie eet van my vlees en drink van my liggaam verteenwoordig verhouding. Hê 'n verhouding met my. As jy wil deel, ons het almal deel aan die voordeel en die oorwinning wat die kruis vir ons gedoen het, van wat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Maar ons moet ook deel hê, sodat ons lei tot die dood. All in. Net soos wat Jesus skryf of Johannes skryf verder in Johannes 6 en hy sê, ek wil net gou hierso oopmaak. Wie my liggaam eet en my bloed drink, besit die ewige lewe. Dis vers 54. En ek sal hom op die laaste dag opwek. My liggaam is egte voedsel en my bloed is egte drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, beleef 'n innige verhouding met my en ek met hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook as gevolg van my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die voorvaders wat die manna geëet het en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir altyd lewe. Net soos wat Jesus afhanklik was van sy Vader, moet ons afhanklik wees van Jesus. Soos die Vader Jesus gestuur het, stuur Jesus ons. Soos Jesus se kos was om God se werk te voltooi in gehoorsaamheid, so moet ons kos wees om Christus se werk voort te sit in gehoorsaamheid.
Soos Jesus sy lewe gegee het, moet ons ook gehoorsaam wees en hom volg, al is dit ons dood. Want die deelname aan sy liggaam en sy bloed gee ons daai ewige lewe. Al sou die een hier op aarde klaarmaak, het ons die belofte van daai ewige lewe. Die krasheid van hierdie stelling wys ons dat dit noodsaaklik is om nie net die realiteit van Christus se dood en dit wat dit beteken te aanvaar nie. Ons moet dit aanvaar. Ons moet 'n stapie verder gaan. Ons moet hom ook volg in die weg van die kruis. That is getting your hands dirty. Ons kan nie net bewus wees van hierdie mooi daad nie. Ons moet deelneem aan hierdie mooi daad. Daar's 'n verhouding wat moet plaasvind. Wanneer ons van daai brood eet, word dit ons voedsel tot die ewige lewe. Wanneer ons van daai bloed drink, kry ons daai lewe wat Christus vir ons kom gee het. En dis hoekom sy bloed moes vloei. Dit is hande vuil maak. Dit is aktief Jesus volg. En dis ons beweeg van 'n godsbewustheid. Ja, ek weet wat hy alles vir ons gedoen het. Dis great. Maar kom ons hê 'n verhouding, sodat ons daai ewige lewe kan geniet eendag. Ek wil vra of die worship span my asseblief kan join. En ons gaan in 'n tyd ingaan waar ons vanoggend nagmaal gaan gebruik. En dis regtig my behoefte dat wanneer jy dit vanoggend gebruik, dat dit vir jou, ek wil amper sê, nuut sal wees. Want is hierdie verhouding waarin jy met die Here ingaan en sê, Here, dankie, nommer 1, vir wat U gedoen het. Ek wil nie net bewus wees hiervan nie. Ek wil deel hê van dit. Ek wil in elke area, elke hoekie, elke stukkie van my lewe, wil ek deel hê aan dit wat U vir my gedoen het. Ek wil nie die waarheid onderdruk nie. Ek wil nie net 'n godsbewustheid hê nie. I want to acknowledge you for what you did. I don't just want knowledge about you. Ek wil U eer en dankbaarheid betoon vir dit wat U vir ons aan die kruis kom doen het. En mag dit vanoggend vir jou 'n nuwe perspektief gee op nagmaal. Waar ons 'n broodjie vat en breek soos wat Jesus se liggaam vir ons gebreek het, en waar ons druiwesap drink met die besef dat God sy bloed vir ons gegee het, sy bloed het gevloei, want sy lewe is daarin. En daarom sê hy, eet van my vlees, drink van my bloed, want ek wil die lewe wat ek het, wil ek met jou deel. Here, baie dankie vir die voorreg om 'n bietjie in U woord te kan wees, Here, net weer iets opnuut te kan besef, Here, van iets wat ons al so baie gedoen het, en iets wat so kragtig is, Here, wat U vir ons kom doen het. Here, dis my gebed dat elkeen van ons vandag net nog verder sal wegbeweeg van net 'n bewustheid na 'n aktiewe verhouding. Here, en wanneer ons van hierdie brood eet, en wanneer ons van hierdie druiwesap drink, Here, dat ons binne in ons harte net 'n besef sal kry van hierdie lewe wat U ons kom skenk. Hierdie ewige lewe. Here, en mag ons so afhanklik wees van U, soos wat U van die Vader afhanklik is. Here, soos wat U voedsel was om die Vader se werk te doen, Here, mag dit ons voedsel raak en wees om U wil te doen. Here, soos die Vader Jesus gestuur het, Here, stuur ons ook nou. Here, en U weet waar is elkeen se verhouding met U op hierdie stadium. U weet waar is die drome, U weet waar is die seer,
Here, ek bid dat U net sal kom heel maak, vanoggend waar daar stikkend is, Here. Want U bloed het vir ons gevloei, Here, en daarom, as ons deelneem hieraan, Here, kan ons die ewige lewe hê. Here, en ons niks anders so kosbaar soos dit nie. Here, help ons om op te staan van die kantlyn af. En te sê, maar ek wil deelneem aan hierdie wat Christus vir my gedoen het. Ek wil beweeg van net 'n godsbewustheid na 'n verhouding. Een waar ek God eer en acknowledge en erken vir dit wat hy gedoen het. Een wat vir my die ewige lewe gaan gee. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Het is baie interessant, in Johannes 6, net nadat Jesus praat van sy vlees en sy bloed, is die volgende opskrif, baie van Jesus se disippels sien nie meer kans om hom te volg nie. En daar is 'n hele stukkie, die res van hoofstuk 6, van mense wat sê, "Sjoe, ek neem aanstoot met hierdie stelling, ek sien nie meer kans om hierdie te doen nie." En ek hoop regtig dat elkeen van ons wat hier sit, nie onsself in daai hoofstuk bevind nie. Ons weet dit gaan ons kos. Maar man, is so die moeite werd. Ons gaan 'n geleentheid gee waar elkeen van julle kan vorentoe kom en die nagmaal gebruik. Jy kan dit saam met iemand gebruik, jy kan iemand bedien daarmee as jy wil, jy kan dit op jou eie gebruik, as 'n gesin, net soos die Here jou lei, om te kom deelneem, nie 'n toeskouer meer te wees nie. En te kom sê, Here, ek kom soek, ek kom volg, ek kom pursue 'n verhouding. Ek soek daai lewe wat U vir my bied, dit wat U vir my in die kruis gedoen het. So ons gaan 'n paar oomblikke vir dit gee en julle is welkom. Daar agter is ook tafels en voor is ook 2. Dankie.